Baie dankie vir die vleiende woorde daar. Lekker nat hier by ons in Bethel. Ek glo dis by die meeste van almal is die wêreld vandag lekker nat. Nee, dankie Johan. Ja, dankie vir die onderwerp. Die onderwerp het nou nie veel gelaat om op uit te brei nie. Die wet het dit redelik mooi vir ons voorgeskryf. Daar is nie veel te sê behalwe wat die wet vir ons sê om te sê nie. Maar ja, dis tog ook deel in 'n baie belangrike punt as ons kom by die voorbereiding, proper preparation. Is dit altyd belangrik om om jou voorbereiding deel te maak, om seker te maak dat ons voldoen aan die wet en spesifiek dan die wet van landbou en dan die graanbedryf wat ons almal tog effekteer. So as ons daar so die blokke uitspring, die nakoming van die wetgewing, ons in die landbouindustrie is almal wyd betrokke by die bewerking van grond en graanproduksie, lewende hawe en graanopberging hantering spesifiek. Dit beteken dat die fisiese sowel as die natuurlike omgewing van Suid-Afrika baie negatief beïnvloed kan word indien al hierdie wette wat vir ons gestipuleer is nie reg gekontroleer sal word nie. Daar is reeds 'n aantal bestaande wetgewing wat reeds gepubliseer is en in plek is en die volgende wette reguleer landbou en meer spesifiek die graanhanteringsbedryf. Hier is so 'n hele klompie van hulle wat dan nou hier uiteengesit is. As ons begin met hier is op wet nommer 36 van 1947, dis die wet op kunsmis, veevoere, landbouagente en lewende hawe. Hierdie wet reguleer die registrasie van kunsmis, landbouagente en lewende hawe, insluitende landbouchemikalieë en dan berokingsmiddels waarmee ons in die bedryf op 'n reëlige basis mee te doen het en mee werk. Dit voorsien ook verkoop en die vernietiging van landbou en diereagente en ook dierevoeding is omskryf in hierdie wet en regulasie hoe om dit te hanteer. Volgens wet 36 van 1983, die wet op landboupeste. Hierin word voorsiening gemaak vir die voorkoming en die bestryding van alle landboupeste en ook die invoer van enige peste, plante, bye, ander eksotiese diere en voëls word gereguleer op wet 36 van 1983. Wet nommer 54 van 1972, die wet voedings, kosmetiese middels en insekdoders. Die doel van die wet is om die verkope te reguleer, sowel as vervaardiging en invoere van voedingskosse en ontsmettingsmiddels. Iets waarmee ons almal in die bedryf baie bekend is. Die wet reguleer die maksimum residievlakke om 'n spuitingsmiddel wat op graan bespuit mag word. En dit word gereguleer deur regulasie 246 wat 11 Februarie 1994 gepubliseer is. Op die MRL's of die residievlakke soos wat ons dit almal ken, is die Departement van Gesondheid is hulle verantwoordelik vir die monitering en die afdwing daarvan op residievlakke in Suid-Afrika. En dan die instansie waarby ons almal baie bekend is, PPECB, hulle is verantwoordelik vir die monitering van die MRL's, die residievlakke van alle produkte wat in die land uitgevoer word. Die wet op landbouprodukstandaarde, hy is so die enetjie wat ons baie mee werk in die graansilobedryf, wet nommer 119 van 1990. Hierdie regulasie is gestel vir die gradering van verskillende graantipes waarmee ons almal werk, mielie, sporing, sojabone, sonneblom ensovoorts. Sowel as die kwaliteitsvereistes waaraan dit moet voldoen, so byvoorbeeld deur om vry te wees van enige lewende graan insekte, die vogpersentasies per produk en graantipe. Die regulasie van landbouprodukte van 'n vegetatiewe oorsprong is verder gereguleer deur HACCP, wat ons almal ook in die bedryf toepas. HACCP is vanaf 13 Mei 2005 op alle vlakke van die voedselketting word hulle reguleer hulle dit dan. Dan is daar ook standaarde gestel vir die toleransie wat toegelaat is vir mikotoksines. Dit word wat in graan wat deur swamme veroorsaak word en dit word omskryf in regulasie 1145 van 8 Oktober 2004. Dan het ons die wet op genetiese gemodifiseerde organismes. Klink soos 'n verskriklik groot woord, maar in ons terme van die bedryf praat ons altyd van die GMO's. Dit is wet nommer 15 van 1997. Die wye implikasie van hierdie wet op die omgewing is om verantwoordelike ontwikkeling te verbeter, sowel as ook die produksie en ook die gebruik van GMO om so 'n moontlike skade aan die omgewing te kan voorkom. Die volgende wet, julle kan sien in die datum, hoort 'n goeie idee te gee van die graanbedryf, is 'n lekker ou wet, wet nommer 77 van 1973. Dis die wet op wetlike metrologie.
Hierin word die vereistes vir die meet- en weegkontroles van toerusting wat verkoop word, spesifiek die kalibrasie van skale vir die weeg van graan, mooi deeglik in omskryf. Dan het ons laasens hier, Johan, het ons 'n lys met kodes en regulasies wat op toepassing is vir die uitvoer van graan. Ons het die eerste 6 van hierdie manne reeds bespreek nou, en dan is die laaste is daar so van die wet op internasionale gesondheidsregulasies, wet nommer 28 van 74, die wet van plantteelersregte, die wet op plantverbeteringswet nommer 53 van 1976, en dan laaste as jy daar die lys gaan, is die wet op douane en aksieswet van 1964. Ja, so dis die wette wat ons op toepassing is van ons in die graanbedryf en waaraan ons moet ons voorbereiding moet doen, dat ons seker maak ons doen ons voorbereiding dat ons voldoen aan hierdie wette en binne in hierdie wette ons besigheid kan bestuur en bedryf op 'n daaglikse basis. Ja, en ek sê vir jou baie dankie vir die reël van die mooi werkswinkel. En dan vir al die ander manne en dames wat op die lyn is, ek voel daar vir julle nog mooi pitkels op pad. Daai Engelse ene kom nog, hy's nog op pad.